is groot, U is groot. U is goed. Die gedig se naam is The Warrior. Like a desert rose, he stands alone. Thoughts and memories, companions on a desolate road. The pain unenduring, thirsty, with nothing to quench the bitterness he holds. As the sandstorm, he's past a burning fire within his soul. How can life be so cold? Fairy tales, fantasies and dreams, is life ever just what it seems? You fight your battles, you conquer your fear. Life you embrace with all it holds. Then one perfect sunny day, you see dark and danger come your way. Yet, you stand in boldness and in faith. Head on high, you see it face to face. It hits you hard, still you hold on. Your children's faces you see, one by one. Again you rise to your feet. Never will you allow this defeat. For your family and your friends, you will stand. Your battle has begun. But how will this end? Your bones are brittle. Your wounds won't heal. How desperately lonely you must feel. Your friends are there, your family too. But who's the man they see in you? Do they still see the fearless warrior in your eyes? Or do they see the hurt and pain beneath your disguise? Well, Dad, what I see is a man, the man you've always been. Your heart can still tell no lies. You are a warrior in my eyes. In my eyes, you will always be a warrior. Ons het 'n paar warriors hierso vanoggend. Ek gaan vir pastoor Harold uitnooi. Hy het 'n spesiale gebed wat hy gaan bid. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons kom na U toe met harte vol hoop, maar swaar van die laste van siekte. U is ons geneesheer, Jehovah Rapha. En ons bring elke persoon wat teen kanker en ander siekes veg vandag na U toe. U woord sê in Jeremia 30 vers 17, maar ek sal jou gesond maak en jou wonde genees, spreek die Here. En vandag hou ons vas, Here, aan hierdie belofte. Vir die wat tans ly nou,
vra ons vir u vrede in hulle pyn, krag in hulle swakheid en die wete dat hulle nooit alleen is nie. Wees hul skuilplek en veilige toevlug, net soos Psalm 91 vers 4 sê, hy sal jou beskut met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. En vir die wat kanker oorwin het, ons helde, gee ons u al die eer. Dankie vir u genade, vir nuwe geleenthede en vir lewe wat u herstel het. Vir die wat agterbly, Here, skenk aan ons die genade en kook die hoop in ons, dat ons almal weer eendag saam by u sal wees. Mag almal vandag genesing, hoop en die diepte troos van die ewige liefde vind. In die naam van Jesus. Amen. Baie dankie julle ouens, Ricardo, Jason en Caleb. Dankie vir julle, ek dink julle hande is seker nou al moeg. Ek ons gee julle net 'n groot hande klap. Doen ons baie moeite, ons doen baie moeite. Is daar 'n rede? Daar's groot redes. En julle is deel van die redes vanoggend. Hier so baie van ons vrouens wat hulle hare gekleur het, ander wat hulle hare gesny het. Om 'n vrou wat haar hare sny is 'n emosionele ding. En toe Adri haar hare gesny het, ek gedog, o Here, gaan ons 'n boks tissues moet reg hê. Maar sy het dit mooi hanteer, dankie Adri, is trots op jou. En vir almal van julle wat julle hare gesny het. En baie van julle word ook vanoggend gekonfronteer met jou storie. Van julle sit hier vrouens en jy het of 'n pa of 'n ma of iemand aan die dood afgestaan weens kanker. En hierdie gedig vanoggend was geskryf toe 'n pappa besig was om te sterf aan kanker. En ek wil jou nooi vanoggend, as jy gekonfronteer word met al daai diep emosionele sielspyn wat jy beleef het toe jy saam met iemand daardeur moes beweeg het, moet dit nie wegstoot nie, maar trek dit nader. Want God was daar by jou. God het saam met jou gestap. God het verstaan die een wat in die siekte is en jy wat saam met die persoon stap. Dis die groot wonder van God los ons nooit. God los ons nie alleen wanneer ons deur hierdie moeilike tye werk nie. Verstaan ons dit? Of verstaan dit nie altyd nie? Ek dink vir my in die bedieningsjare, as ek so gistermiddag met Alita sit en gesels en ek dink net aan die tientalle mense by wie ek moes gaan sit het in hulle laaste oomblikke. En ek vra myself die vraag, Here, hoekom het u nie net ingestap nie? Daai vraag sal ek seker eendag die antwoorde kry. Maar ek gaan nie ophou om God te vertrou. Om die volgende persoon gesond te maak. Amen. Al gebruik God die mediese, en daar's wonderlike dinge wat ontdek word, gaan ons aanhou God vertrou. Amen. En ek wil hê julle moet dit weet vanmôre. Mans, is alright. Mans julle wat ook deur dit werk. Hierdie 3 strikkies is juis, die blou is vir die mans wat deur kanker gewerk het of wat daardeur gaan, en dan die rooi of die pink is vir die dames en die geel enetjie is vir Morgan
Ons het nie 'n fotootjie van Morgan hierso nie, nee, okay. Morgan is 13 jaar oud, as ek reg is, 13. En sy is by die huis vanoggend deur die operasie. Papa sit hier so, ek weet nie of mamma hier is nie. Mamma is nie. Sissa is hier so. Ja, so. Is jy alright, Sissa? Ja. Mooi hempies wat hulle aan het. Maar hierdie geelietjie is van Morgan. Sy sterk aan by die huis. Deur die groot operasie, deur baie chemo. En sy bly so moedig. Jy weet, so dit is ek weet vir julle as ouers is dit verskriklik moeilik en die oumas en die familie is. Maar ons gaan vanoggend hier deurwerk want ons gaan God se hoop en God se omgee gaan ons toelaat in ons harte. En ons gaan dit gebruik om ons sterk te maak om ander te help. Amen. Loof die Here. Ek het hierdie woord gaan uitwerk en ek wil graag by hierdie gedeelte net begin stil staan en dan gaan ek 2 persone nader nooi om bietjie saam met ons te kom praat en vir ons te vertel die storie waardeur hulle is. The Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. Die Here is naby die wat gebroken is van die hart en hy verlos die wat verslaaf van gees is. Nou as jy deur kanker gewerk het en enige ander bedreigde siekte, die oomblik as jy hoor, as die dokter vir jou dit sê, dan los dit so 'n vakuum in jou binneste wat sê, okay, dit is doodsvonnis. Dit is nou klaar. Dis die eerste amper terugslag wat jy beleef van I'm not gonna make it. Want dis die menslike reaksie, nê? En dis nie verkeerd nie. As jy deur sulke emosies werk, dis nie verkeerd, die woede, die teleurstelling, dis 'n verslae gees. So ek gaan eers vir Johanna vra om by my te kom staan. Johanna, sy kom so meer as 'n jaar terug en niemand weet van dit nie. Johanna was al die jare, 440 jaar, was sy ons oraliste gewees. Kom staan nie by my. Ek weet, jy's baie braaf vanoggend. Naby jou mond hou, kom vertel vir ons bietjie toe. Ek was verlede jaar die 15de April vir 'n roetine mammogram en die radioloog was nie tevrede met wat hy gesien het nie en hy het my na 'n chirurg gestuur. Die chirurg het my vir biopsies gestuur. Hulle het twee plekke in my regterbors en onder my regterarm het hulle biopsies geneem en al die biopsies het positief getoets vir kanker. Dit was 'n verskriklike skok geweest. Mense dink dit gebeur met ander mense, mense verwag nie dit gebeur met jou nie. Toe het ek 'n onkoloog loop sien en sy het vir my gesê ek het baie voor dankbaar te wees, dis nie 'n aggressiewe kanker nie. Ek hoef nie chemoterapie of bestraling te kry nie. Ek het net 'n pilletjie wat ek vir 5 jaar moet drink om die hormone te blokkeer, want die kanker word gevoed deur hormone. Maar die regterbors en die kliere onder my regterarm moes verwyder word. Sy kon my nie die versekering gee dat ek nie dalk later met my ander borsprobleme sou optel nie. Want ek het nie kans gesien om weer die pad te stap nie. Toe het ek vir haar gevra dat hulle liewer maar albei moes verwyder. En sy het toe vir my gesê, hulle gaan dit doen, maar hulle gaan ook my eierstokke verwyder voorkomend, want dit is een van die plekke waarna toe die kanker kan versprei.
Sy het ook vir my aangeraai om onmiddellik 'n rekonstruksie te laat doen, sodat ek nog kan lyk en voel soos 'n vrou as ek wakker word. Dit was 'n lang pad van dokters en toetse en op die 10de Junie verlede jaar is my operasie gedoen. Ek was by tye maar baie emosioneel, want dit was 'n moeilike pad. Gelukkig het ek goeie ondersteuning gehad van familie en vriende en baie mense het vir my gebid. My man en my seun en my vriendin het my ook baie ondersteun en baie van my huistake oorgeneem. Ek het ook aanvanklik baie gesukkel met lymftrainering en het vir 4 weke met 'n traineringsbuis onder my regterarm geloop. Toe het dit per ongeluk uitgetrek en daarna het ek heelwat probleme gehad met vog wat opblou en ek moes 'n paar keer gaan na die dokter van die vog aftrek. Dit het 'n hele paar maande geneem om gewoon te raak aan die 2 nuwe dames. Ek het baie keer gewens ek kan hulle net so 'n bietjie afhaal en een kant sit. Maar met die hulp van die Here het ek daardeur gekom. Ek was nog altyd baie gesond en ek het gedink na 6 weke sou alles weer normaal wees. Die herstelproses het egter 'n hele paar maande geduur en dit was vir my nogal erg. Maar ek dank elke dag die Here as ek besef hoe lig ek daarvan af gekom het, as ek hoor die pad wat ander mense moet stap. Ek gaan hierdie week weer vir opvolgtoetse, maar ek is oortuig daarvan dat ek gesond is. Baie dankie, Johanna. As ek soggens in die gym gekom het, dan was sy alreeds daar. As ek haar gesien het, dan weet ek haar man is ook daar, Johan. En die dag toe sy vir my vertel, toe dog ek, ag Here, kan nie wees nie. Maar sy is deur alles, en terwyl ek geoefen het vir die swem vir Robbeneiland, as ek by die swembad kom, dan is sy daar. As ek baie keer klaarmaak, dan is sy daar. En ek wil vir jou dankie sê dat jy nooit moed opgegee het. Dat jy aangehou het om na jou liggaam te kyk, want ons kry dit net een keer. Ons moet daarna kyk en ons moet dit versorg en ons moet dit weer optel. En ons moet weer vorentoe kan gaan. En dankie dat jy bereid was om dit te doen. Moet nooit opgee nie. En ek wil vir Johan, jy is die groot champion in die huis eintlik van positiwiteit en aanmoediging te sê, dit gaan alright wees. Hy het altyd so 'n droë sin vir humor. Hy weet net hoe om 'n ding reg te stel. Ek dink hy doen dit redelik goed, nee, Johanna. Dankie, Johan. En dankie vir die vriende wat vriende ondersteun. Dis waarvoor ons daar is, nee. Amen. Ek gaan vir Lourens nader trek en sê, Lourens, hy getuig altyd so oor sy wonderbaarlike kant, jy weet. Hier's baie ander mense wat ons ook kan vra, maar Lourens het so 3 weke terug 'n trippel hartomleiding gehad en jy lyk so goed. Jy lyk soos gaan jy Comrades doen die jaar? Kom vertel vir ons. Môre. Ek het in 2014 het hulle uitgevind ek het prostaatkanker op 'n 5.5 lesing. En ek het van nagskof afgekom op 'n woensdagoggend en ek het net aan die slaap geraak toe die dokter my bel en vir my sê, Lourens, dit is positief. Jy en jou vrou moet die dokter kom sien die Vrydag. Ek het gegaan, ek het my vrou gebel en ek het vir haar gesê, dis positief. Wat sê sy vir my? Ons sal by die huis praat. Ek het gedink sy is ongevoelig, maar ons het sulke mense nodig, want sy is die een wat by jou staan. Hulle moet saam met jou die pyn en die siekte saamdra. My seun, Fanie, het my gevat na pastoor Gary Kieswetter toe. Hy het vir my gebid. En hy het vir my gesê, onthou, die Here genees. Maar die Here gee die krag en die genade en die verstand vir die dokters en die spesialiste om jou verder te genees. Ek het gegaan vir die implantings en
die 17 April. 3 maande later, toe ons gegaan het net vir toetse. En ek was op 'n 5.5. 3 maande later, toe ek op 'n 0.87. Ons aanbid 'n lewendige God. Die dokter kon dit nie glo nie. Hy het vir my reguit gesê, dis onmoontlik. Want dit moes nou eers gewees het op 'n 5.2, 5.3. Dis onmoontlik. Toe sê ek vir hom, ek weet wat het gebeur. Toe sê hy vir my wat? Ek sê, ek kan bid 'n lewendige God. 3 maande later, toe moes ek weer gaan. Toe staan ek op 'n 0.29. En ek is nou al vir 11 jaar op 'n 0.01. Prys die Here. Maar mense, een ding het ek geleer, moet niks wegsteek vir jou geliefdes nie. Vertel hulle, dat hulle saam met jou siekte kan dra en jou pyne kan dra. Gee dit aan vir die Here en ons loof hom daarvoor. Baie dankie. Julle is kampioene wat deur dit is aan die kant uitgestap het. En ek glo, Harold, ons moet julle gebruik om ander te help wat ook daai pad stap. So as julle nie gaan omgee nie, dat ons baie keer vir julle gaan bel en sê, luister, kan jy vir my daai persoon gaan besoek? Kan jy net gaan sit by daai persoon? En net vir daai persoon omgee en vir daai persoon net 'n bietjie raad gee, miskien net 'n bietjie bystand gee. Ons gaan net maar daaroor praat. Ek wil u nooi om saam met my te kyk na hierdie gedeelte uit Klaagliedere uit. Klaagliedere is 'n gedeelte wat vir my hoop gee. En ek gaan dit in Afrikaans lees, Klaagliedere 3 vers 21. Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dit is die goedertierenheid van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartigheid het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut, u trou is groot. En nou vers 24. Die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Nou, net daai laaste 3 gedeeltes, kom sê Jeremia vir ons, ouens, kom ons vind ons hoop in die Here, kom ons vind ons krag in die Here, wanneer ons groot grief, seerheid, teerheid beleef, moenie wegloop nie, maar kom nader aan die Here. En dan hou ek van hierdie gedeelte wat hy sê, om in stilheid te hoop. Baie keer dan laat die pyn, baie keer laat die siekte jou in alleenigheid op jou bed lê. En dan worstel jy self met daai probleem. Maar is ook in daai stilheid, alleenheid, waar God is. En God sê, die wat op hom wag, kry nuwe krag. En ons moet die Here vertrou, dat hy vir ons sal help. Hier's 'n vraag wat by my opkom, kan iets ons skei van God se liefde? Want Paulus kom en hy skryf 'n klomp gedeeltes daarin, ek gaan dit weer in Afrikaans lees. Hy sê, wie sal ons skei van liefde van Christus? Hoorie, verdrukking of benoudheid, vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of swart. En ons kan bysit, wie sal ons skei van die liefde van Christus? In die tyd van nood, in die tyd van siekte, in die tyd van waar jy gediagnoseer is, vra jy ook hierdie vraag.
Gaan hierdie goed my skei van God? Kan dit my skei van God? Is daar 'n punt in my lewe wat God ophou liefhet? En Paulus antwoord vir ons, hy sê, vers 36, soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei, van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is. Hier is so ondertoon, hier is 'n lyn wat hier deurloop, wat God in ons hand wil sit en sê, hoorie jong, wat ook al gebeur, niks gaan maak, dat ek jou minder lief gaan hê nie. Wat ook al in die lewe gaan plaasvind, I am still going to love you. En as ons dit vanoggend in ons harte kan sit, ouens, niks sal ons skei van sy liefde nie. Dit beteken aan die ander kant dan, dat wat ook al die benoudheid op my pad gaan wees, I'm still going to love God. Dit maak nie saak wat in my lewe gaan gebeur, dit maak nie saak wat in my omstandighede gaan gebeur, I'm still going to love God. En ek dink dis 'n sleutel vanoggend, om nog steeds lief te bly vir God. Sien, dit konfronteer die pyn in jou. Dit konfronteer die woede in jou. Al die goed wat in ons mense lewe na voorskyn kom, wanneer ek terugslag beleef, hoekom gebeur dit met my, hoekom moet ek seker raak, hoekom moet ek deur hierdie omstandighede werk, al die verskillende vrae, moet hierdie ding ook by jou pos vat, maar sal God my minder lief hê? Nou wys. Sal ek God minder lief hê? Nooit. Ek gaan hom juis lief hê om my deur dit te vat. Amen. Ons het 'n jonger man, en hy gaan deur verskillende operasies, en dan is dit deels kanker, en dan is dit ander goed in sy liggaam, en deur die jare het ek gesien hoe hierdie jong man vir my een ding geleer het. Pastoor, alles sal oukei wees. Hy stap al mank in die kerk in. As jy met hom praat, sal hy altyd vir jou sê, dit gaan alright wees. En ek wil vir Bram wat daar sit, Bram waai net so jou hand toe. Hy het altyd 'n smile. Ek het gaan kyk na Bram se foto's, die jonger dae toe hy nog vir Durbanville Klap gehardloop het. Hy het 'n paar lekker bene gehad. Hy kon hardloop. Vandag loop hy mank, vandag kan hy nie hardloop nie. Maar Bram, jy het vir my 'n getuienis, moet dit nooit verloor nie. Hou aan om God se naam groot te maak, ten spyte van omstandighede. Want dit het 'n effek op 'n mens, as 'n mens jou ontmoet. Mens kom agter dat die lewende God woon in jou. Jy het 'n groter getuie, as iemand wat agter die kansel staan en preek. Hou aan daarmee, moet dit nooit verloor nie. Hoe kan ek jou bystaan? Dis die vraag. Moet ons iemand los wat siek is, of kan ons hom bystaan? Nou, ek wil net sommer 'n paar idees vir jou deurgee. Wanneer iemand naby aan jou deur sulke omstandighede werk, laat sny jou hare, wys dat jy omgee, staan by daai persoon, wees daar, gaan kuier vir daai persoon, al is dit hoe moeilik, gaan kuier by daai persoon, gaan sit by daai persoon op die bed, gaan vat daai persoon se hand, moenie distansieer nie, kom nader, sit by daai persoon en hou aan om hoop te gee. Sê, hoorie jong, hoe voel jy vandag? Nee, dit gaan nie lekker nie.
Wat is anders aan die gang? Ek het pyn, ek het seer. En dan sit jy saam met die persoon en sê, Here, ek bring vir hierdie persoon na u toe en ek kom vra u dat u hierdie persoon vandag opnuut sal aanraak en sal krag gee. Al gebeur dit dat hierdie persoon so siek raak dat hulle al op morfine is, die hoogste vorm van pynstillers, dan verloor ons nog steeds nie hoop nie. En ons bly nog steeds hoop gee. Ons bly nog steeds bid vir mekaar. En dan dra aan. Ek wil jou nooi, as jy weet van iemand wat deur moeilike tye werk, wat deur kanker werk of deur ander siektes werk, moenie altyd vra wat kan ek doen nie, dra net aan. Blomme, eet goedjies, koeldrankies, gaan kyk maar wat nodig is, maar hou aan met aandra. Net daai stukkie wat jy by die huis aankom en kom hallo sê, gee vir daai persoon wat in 'n siekbed is, nuwe hoop. Amen. As jy voel, dit is vir my te vreeslik, ek kan dit nie aanvaar nie, ek kan nie in dit inloop nie, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor wat jy ervaar nie. Breek deur dit, en sê die ander persoon het my meer nodig, as ek met my eie emosies. Amen. Gaan ons dit doen? Amen. Ek het in die week met Jaco Koen gepraat, en Jaco sit altyd daar agter, en ek het vir hom gevra of hy sal bereid wees om te praat oor Ilanda. Ilanda was een van ons bestuursraadslede, en sy is jonk, sy was vroeg in haar 40's, as ek reg is. Ilanda het verskeie gawes gehad, en een van haar gawes was om te kan kommunikeer. Sy kon goed kommunikeer. Sekere goed wat ons moes skryf, het ons vir haar gevra, sit jy vir ons die woorde agter mekaar. En die eerste ding wat gebeur het met haar kanker, is dat sy te beroerte gehad, en haar spraak is heeltemal weg. Sy kon nie meer kommunikeer. En wanneer ons gaan kuier het daar, en ons gaan sit saam met haar op die bed of in die sitkamer, het sy probeer met jou babbeltaal praat. En dan sê ek vir Jaco, ek verstaan nou nie wat. Hy het later die babbeltaal ontsyfer, en hy kon sê, julle ouens wat daar was, weet, is moeilike goed. Maar ons moet nooit ophou om die mens en die persoon en die gesin en die familie by te staan tot aan die einde toe nie. Amen. Want so seker soos wat ek leef, en so seker soos wat ek baie daar by my huis sit en huil oor gemeentelede en sê, Here, waar is u? Sê ek ook vir die Here, ek weet u is daar. En ergens gaan ons bonatuurlike wonderwerke sien, waar God mense net gaan aanraak. Kan ek 'n amen kry? Amen, ja. So daai is sommer net 4 goed wat ek graag onder u aandag wil bring, en ons gaan, ek gaan klaarmaak, en dan wil ek graag hê, dat ons gaan nagmaal gebruik vir oggend. Ek wil hierdie gedeelte gebruik, en ons gaan dit saam lees, en ek gaan elke keer vir u vra, om vir my die tweede gedeelte hardop saam met my te lees. Met ander woorde, ek gaan sê, Psalm 150, prys die Here, want hy is goed, aan sy liefde is geen einde. Gaan ons dit so kan doen? Amen. So 2 gedeeltes van dit. Ok. Vers 1, prys die Here, want hy is goed. Prys die God van die gode. Prys die Heer van die Here. Hy wat alleen magtige dade doen. Nou het ek, ja, so sê. Hy het aan ons gedink toe ons moedeloos was. En ons gered van ons vyande. Hy gee kos aan al wat lewe. Loof die God van die hemel aan.
is geen einde nie. Amen. Die Here se liefde ken geen perke nie. En hy sal ons aanhou lief hê, deur dik en deur dun. Kom ons sit net so, dan sluit ons oë. Here, soos wat 'n dokter of 'n verpleegster spesiale watta en salf neem om iemand se wonde te bedien. So wil ek bid vanoggend dat U as die groot dokter in hierdie plek sal inkom vanoggend en dat U wonde sal bedien. Dankie dat U leer vir ons deur die wonde van Jesus kom daar vir ons genesing. Dat U vanmôre wonde genees. En ek wil bid, Here, dat ons saam in hierdie nagmaal, terwyl ons daai broodjie vat en daai kelkie neem, dat U bonatuurlik soveel baie wonderwerke sal doen vanoggend, dat wanneer ons gaan uitstap, dat ons sal uitstap met 'n hart wat sê, God het vanoggend iets besonders in my gedoen. Dankie dat U dit sal doen. In Jesus naam. Amen.